ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 288. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Java Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, so belangrik vir die tyd waarin ons lewe en as gevolg van die leuns wat deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in ons Bybels invertaal is, waar tussen die 33 en die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind het en 18 totale versweglaatings. Hoe kan jy dit 'n Bybel noem? Dis 'n skaamte. Dis 'n skaamte. So jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124, dis die nommer hierbo. Gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is uiters belangrik om by deel 1 te begin, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Jy is baie welkom, maar dit is ook uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende boodskappe se kennisgewings kan ontvang waarmee ons besig is. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses, dis lewensveranderend. Skryf hulle op pen in die 33-53 Bybels, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Java, ons kom vanmôre as deel van die bruid van Java Shoa. En ons sê dankie vir die bonatuurlike voorreg wat ons het om elke oggend rondom die woord te vergader. Dankie dat die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord, vir ons die beginpunt van ons dag is. En daarom wil ek bid dat jy hierdie woord dan seën in ons harte, in harte in terme van sielsdimensies, en dat jy vir ons elkeen 'n geestelike oor gee om te kan hoor wat u deur die Ruach HaKodesh vir ons wil sê en vir ons wil leer. Salf hierdie woord in die naam bo elke ander naam, die naam Java Shoa. Elke Java sê halleluja, halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre om as Javiste saam te wees in die teenwoordigheid van Java, ons Elohim. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se sessie vir u ook 'n groot seën gaan wees. Halleluja. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 17. Ons sien dat koning Salomo is besig om na verskillende mense en omstandighede te verwys hierso, wat so maklik van toepassing is in die tyd waar ek en u vandag in lewe. Hy, en ek wil sê ook sy wat die arme bespot, versmaad sy maker. Maker met 'n hoofletter M, dit is Java die Almagtige. Hy of sy wat die arme bespot. Jy weet, ons het nie nodig om behaar te put uit ander se leed nie, of ander se armoede nie. Daar's mense wat armoedig is vandag, maar wat eerlik is. Ons het 'n hele klomp arm Javiste. Dit is so. Dis omstandighede wat oor mense se pad gekom het. Het sy deur besighede wat bankrot gegaan het, en baie van hierdie arme mense was vooraanstaande mense in die gemeenskap gewees. Maar deur omstandighede, soos COVID het baie mense arm gemaak. COVID was die oorsaak van baie mense wat hulle besighede, wat florerende besighede gehad het, wat dit verloor het. En wat 'n nuwe lewe van vooraf moes begin, om brood op hulle tafel te sit. So, die Bybel sê, hy wat 'n arme bespot, versmaad sy maker. Met ander woorde, jy spot ook met Java. Jy spot met hom. Hy wat bly is oor 'n ongeluk, sal nie ongestraf bly nie. Kan jy dink, daar's mense wat hulle kan verheug oor die leed en ongeluk van ander mense wat op hulle pad kom? Jy kan dit nie glo nie, maar die satanistiese mense funksioneer daarin, want hulle
in hulle rituele streef hulle daarin om vervloeking oor die Jafiste se lewens te bring. Ek wil sê dat die woord sê dat die wat Jafashua sê, dat die wat Vader Jaffa in my hand gegee het, kan niemand uitdruk nie. En dan sê Jafashua, vrees nie hom wat die liggaam kan skade aandoen nie, met ander woorde Satan self. Maar vrees hom as my Vader, wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp. Dis wie gevrees moet word. So ons verheug ons nie oor ander se leed nie. Ons gee eerder om vir ander wat ook in behoefte is. Hy sal nie en sy sal nie ongestraf bly wees nie. Hy sê kindskinders, met ander woord kleinkinders en agterkleinkinders. Ja, dit is lekker as 'n ou nie net 'n oupa is nie, maar 'n grootoupa en ouma is. Kindskinders is 'n kroon vir grysaards. Is 'n kroon. Dit is 'n wonderlikheid. En bo na alles, wanneer hulle Jafashua ook dien. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Wanneer hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord in hulle gees ingeval het, en hulle op die plek gekom het, waar hulle Jafashua as 'n verlosser en saligmaker en redder aangeneem het, vir enige oupa en ouma, dink ek dit is die ultimate, dit is die kroon, halleluja, die kroon van blydskap. Kinders is 'n kroon vir 'n grysaard, dit is 'n blydskap, om te sien jou kinders en kleinkinders, dit gaan goed met hulle in die lewe. Elkeen het 'n werk. Elkeen kan vir sy eie huis voorsien. En ook vir die kinders, die kleinkinders en die kleinkinders, dan vir hulle kinders wat ons agterkleinkinders dan is. Wat 'n voorreg, wat 'n bo-natuurlike voorreg. Dis iets wat my pa nooit gesmaak het nie, is om agterkleinkinders te sien nie. Hy het van die kleinkinders gesien, maar hy het nooit by die agterkleinkinders uitgekom nie. En hier's ons. Hoe bevoorreg is ek en u nie vanmôre nie? Hoe bevoorreg is ons nie? Hy sê, kindskinders is 'n kroon vir die grysaards, dis vir oupa en ouma, né? En vir die kinders is hulle vader 'n eer. Halleluja. Vir my kinders is ons 'n eer. En ook my kleinkinders is ons 'n eer. Hulle is mal vir ons, hulle geniet ons. Hulle wil in die teenwoordigheid wees. Weet jy hoekom? Want so maklik is wat ons 'n kans kry om by mekaar te wees, dan breek ek altyd brood. En soms kom ek en Pastorika daaraan met 'n druiwesap en brood en dan bedien ons nagmaal. Na ons klaar lekker geëet het. En ons praat oor die woord. Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n voorreg. Die woord sê Jaffa woon tussen hulle wat hom kan loof en prys. En hom wil aanbid. So ek en u vanmôre wat die voorreg het dat ons kinders en kleinkinders Jafashua dien, wat 'n voorreg. Kom ons bid vir die ander wat nog nie ingekom het nie. Kom ons bid vir die ander, as daar van u is. Ons bid vanmôre, Vader, in die naam van Jafashua, wil nie vir hulle ook die onmoontlike moontlik maak nie. Halleluja. Halleluja. Weet jy wat sê ek? Ek sê die heel maklikste is, kom ek en u wees 'n getuienis. Ek sê, laat hulle die vrugte van die Ruach HaKodesh in ons lewens kan ervaar. En daardeur trek ons mense makliker in, as wat ons lang preke preek. Hy sê, aanmagtigde tale pas nie by 'n dwaas nie. Aanmagtigende taal pas nie by 'n dwaas nie. Hoeveel minder leentaal by 'n edele. Jo. Die een pas nie by die ander een nie.
'n dwaas is dwaas omdat hy dwaase goed glo in sy lewe. En dit is baie keer die ouens hierso, die dwaas, wat met vooropgestelde oererflike familie gedagtes sy eie lewe probeer bou het. Baie van die goed. Ja, ek kan onthou my pa, toe hy met sy broers, hulle almal net uit die NG Kerk uitgekom het, toe my pa met sy broers begin praat oor die bonatuurlike, wel, oor die naam, waar my pa toe mos nou in 'n Pinksterkerk tot bekering gekom, en toe hy met my pa met hulle begin praat oor volwasse doop en al die goed, toe sê my, hulle, nee, wat goed was vir my pa, my oupa, grootoupa is goed genoeg vir my. Dis 'n dwaas wat so praat. Jy kan dit nie sê nie. Dis 'n dwaas wat so praat. Maar weet jy wat is dit, die mense het 'n vrees eintlik om 'n ommeswaai te moet maak. Nou in Engels verwys ons in die akademiese na 'n paradigm shift. Hulle moet 'n kopskuif maak. Paradigm shift. Hulle moet sê, maar wag 'n bietjie. Ons ry nie meer met Ford Model T karretjies nie. Die ouens ry vandag Ferraris en Lamborghinis en ek gebruik nou die heel uiterstes van die uiterstes. Verstaan jy waarvan ek praat? So wat gebeur? Dis 'n kopverandering. 'n Sielsdimensie verandering. En baie mense wil nie dit doen nie. Weet jy hoekom nie? Want hulle het geleer om hulle self te bevind in 'n gemaksone. In 'n posisie waar niks en niemand aan hulle kan raak nie. Ek het my kerk, ek gaan Sondagoggend kerk toe, betaal my tiendes en daai tipe goed. My naam is op die kerk se register as 'n lidmaat en dis 'n gemaksone, 'n geestelike gemaksone. Hulle is bang vir dit wat buitekant vir die normale vir hulle is. En daarom weerstaan hulle wanneer jy met die bonatuurlike geopenbaarde woord kom, dan weerstaan hulle dit. Hulle sê net, wat goed was vir my voorgeslagte is goed genoeg vir my. Hy sê in vers 8, kosbare edelgesteentes is die omkoopgeskenk in die oë van sy besitter. Met ander woorde, ons lewe in die tyd waar die ouens omkoopgeskenke vat enige tyd. Die Engels is left, right and center. Ek het 2-3 keer in my lewe waar hulle my basies gevra het vir geld. Verkeersouers. Wat ek gesê het, wag, ek gee my net my foon aan. Will you just say that on camera, please? Oh, no, you can go. Dit gaan vir my wat die woord sê. Ons het nie nodig om te daal op die vlak van die wêreld nie. Jaffa het ons geroep om anders te wees. Kosbare edelgesteentes is die omkoopgeskenk in die oë van sy besitter. Oral waar hy heen gaan, sal hy slaag. Slaag met meer omkoopgeskenke. Daai ou wat die geld kry, hy is die besitter daarvan. Hy is die besitter van daai geld wat hy eintlik gesteel het. Want daai geld behoort aan die regering te gegaan het. Maar nou sê jy is deur 'n spoedlok val. Dis eintlik gaan ek jou R2000 skryf, maar gee my R500 dan kan jy ry. Wat sê, hou vas net so, sê vir my op kamera sê, asseblief sal jy vir my. Nou ek wil vir u sê dat ek en u as Jafiste het 'n verantwoordelikheid, en dan moet jy hoor wat ek nou gaan sê, om anders te wees. Anderster in die wêreld. Anderster, want Paulus sê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. So ek het nie genoeg om te vloek en te swets en te beklei en te keer gaan, soos wat dit toe ons in die wêreld was nie. Wanneer ek en u uit 'n magsposisie as 'n Jafis spreek, dan spreek ons in die autoriteit van die Ruach HaKodesh, in die krag van Jafashua se genadebloed.
En daardeur maak Jahwe dan vir ons ook deure oop in mense se lewens, waar ons onmiddellik die bonatuurlike ewige lewe saad van die woord kan saai. En weet jy wat gebeur? Die mense met wie ons deel, het hulle respek vir ons. En ek sê, Jahwe het ons geroep, elkeen as 'n Jahvis, om 'n verskil te maak in 'n korrupte en in 'n vuil wêreld daar buitekant. Jahwe het ons geroep om nie te vrees nie. Ons het nie nodig om te vrees om die vrugte van die Ruach HaKodesh uit te straal na buite toe nie. Hoekom? Want ons behoort om 'n getuienis te wees aan 'n wêreld daar buitekant. Waar ons in die winkels beweeg en waar ons in die dorp is en waar ons ook al is, het Jahwe ons geroep om 'n verskil te maak. Hy het ons geroep om lewe te gee aan 'n wêreld wat besig is om te verstik in die sonde daar buitekant. Kom ons maak 'n verskil vandag. En ons doen dit wat Jahwe ons voorgeroep het. En ons maak 'n verskil. Tot môre as Vader Jahwe wil. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.